Goed vriende, baie dankie. Derek en Richard, ek is so bly. Ek is so bly dat julle nou iemand, en ek gaan nou nie sê wat ek dink nie, of moet ek sê, Derek, moet ek sê wat ek dink, dat julle iemand uit die beskawing uit as voorsitter gekies het. So ek weet nie hoe die Vrystaaters nou voel nie, maar ons ouens wat nou in die Kaap groot geword het, so nee, baie sterkte vir die leierskap, en dis vir my 'n voorreg. Dis vir my 'n voorreg om vanoggend weer eens hierdie kongres by op te tree. Ek het al 'n paar keer opgetree hier by die Graan SA en by hierdie kongres, weliswaar die vorige kere by die opening. Nico het my gevra vir openinge vorige jare, maar vandag is dit nou by die tweede dag en by ek sê die program reg lees, dan maak julle vanmiddag 1 uur klaar. En ek wil het ek net gehoor, David, is julle reg? Ok, ek wil graag, voordat ons vanmiddag 1 uur klaar maak, net vir u wegstuur met 'n positiwiteit. 'n Positiwiteit op die lewensreis wat hier vanaf ons nou voortgaan, as ons hier weggaan, terug na ons huise en ons plase. Ek sien graag die lewe as 'n reis, en 'n reis gaan ons nou oor ontdekking, en oor exploring. Ek reis graag as ek wil gaan kyk hoe lyk die res van die wêreld, hoe lyk ander plekke. Ek sê altyd as ek en my vrou 'n paar rand los het, dan koop ons nie 'n nuwe kar nie, en ek koop nie vir haar diamante of mabies nie, sorry vir die vrouens, en ons koop nie nuwe Tag-Heuer horlosies, ons reis 'n bietjie. En reis is altyd daai ding van ons moet gaan ontdek, ons moet gaan explore. En nou is ek ook lief vir reisverhale lees. En daar's 'n baie omstrede reisverhaal skrywer met die naam van Charles-Johan Bakkes. Ek weet nie wie van u het nou al gehoor nie van hom nie. So Charles-Johan Bakkes is 'n bietjie omstrede oor dat hy sy reisverhale beskryf, en ek moet nou vir u op u reis wegstuur vandag van hierdie kongres af. En dan is dit nou, en die ouens wat hier voorsit, sal dit nou kan bevestig, want almal gaan dit nie sien nie. Hy het reisboeke, nou is ons in ons donder in. Hier is hy, jy kan dit maar gaan kyk. En hy het 'n ander reisboek, Moertoe die vreemde in. Dis hier is dit, die van julle wat naby sit, dis die titels van sy boeke. Nou ek het geen behoefte om vir u so op u lewensreis verder te stuur nie, Moertoe, in ons donder in. Ons praat so, julle lag, né? Ons praat so. Maar ek het geen behoefte om hierdie titels te gebruik, om vir u te sê, so moet julle nou van hier af verder gaan nie. Want ons gaan met 'n begroting te doen kry wat gister, ons gaan met politiek te doen kry, ons gaan met die ekonomie, ons gaan met die landbou, ons gaan met grondhervorming. Hoe stuur ek nou vir u op 'n lewensreis hiervandaan verder? Ek kan mos nie vir u sê, ons is in ons en gaan maar net en kyk of jy regkom nie. Ek kan mos nie sê, toe die vreemde in nie. Ons wil met hoop die vreemde ingaan. Ons wil met hoop die toekoms ingaan, en gelukkig het Charles-Johan Bakkes ook 'n ander boek geskryf. En die boek se naam is Hou die kruit droog. Hou die kruit droog het hy geskryf in COVID-tyd. Daar in die 2020s. Toe hy gesê het, ons kan nie reis nie, maar ons moet in ons koppe reis. Ons moet in ons koppe explore, ons moet in ons koppe ontdekkings doen, totdat ons weer kan reis. En iewers in die boek, om die waarheid sê, bladsy 21, jy kan dit gaan kyk, skryf hy die volgende. Death, dood, die onvermydelike, dood, is not too great a price for a life fully lived. Dink gou 'n oomblik. Ons gaan almal dood, die onvermydelike. Dis nie te 'n groot prys as ons aan die einde van ons lewe kan sê, it was a life fully lived. En toe het ek gaan dink, maar wat maak dat 'n ou kan sê aan die einde van jou lewe, ek het my lewe fully geleef. Ja, ek het geboer, ja, ek het geplant, en het het gereën, en het was droog, en het was ekonomie, en het was pryse hoog, en pryse, en die wisselkoerse dit gemaak, en Trump het nou weer dit gesê, en toe kom Vance, en hy sê, ja, nee, vir ons hier, nee. Wat maak dat ons in dit alles
aan die einde kan sê, I have lived my life to the fullest. En dit lyk vir my, die Bybel het vir ons 'n antwoord. Het lyk vir my, ek is bly dit raak nou so stil, dat ons kan hoor wat die woord van God wil sê, hoe moet ons die life fully live as ons vanmiddag hier uitgaan, daar waar die tekke die teer slaan, daar waar die regte lewe vir ons wag. En ek wil doodgewoon 'n baie bekende gedeelte met die deel Filippense 4. Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle in die Here. En dan sê as jy nie mooi gehoor het nie, ek herhaal, wees bly. Verbly julle, maar nie sommer net nie. Verbly julle in die Here. So kan ek vir Graan SA vandag vra. Ou voorsitter, nuwe voorsitter, bestuur, elkeen van u wat teruggaan. Kom ons sit ons land weer terug in die hand van die Here. Kom ons sit die land bou waarby ons betrokke is terug in die hand van die Here. And fully lived met ons hand in die hand van die Here vir die politiek wat vir ons wag, vir die ekonomie wat vir ons wag, vir die rand dollar, vir Trump wat gaan uitsprake maak, vir die Midde-Ooste, vir Rusland. Julle almal kyk nie saam met my. Kom ons sit nie net die land en die politiek en die ekonomie, maar kom ons sit ook ons dorpe waarheen julle teruggaan. Ons kla so. Ons is in ons in, soos wat Charlie Warnbakke sê. Toe die vreemde in. Kom ons sit ons gemeenskappe weer terug in die hand van die Here, en om dit terug te sit in die hand van die Here, kan ons nie arms gevou sit en sê, nou gaan die Here maar alles regmaak nie. Dan moet ons iets doen. En dan moet ons met vreugde en vrede gaan lewe. So my beroep vanoggend is, kom ons sit die land, kom ons sit die landbou, kom ons sit die politiek, kom ons sit die ekonomie, sit jou plaas, asseblief, in jou besigheid. Maak 'n doelbewuste keuse voordat jy hier weggaan, om weer my plaas en my besigheid in hierdie organisasie in die hand van die Here te sit. Jou gesin, jou huwelik, weer in die hand van die Here te sit, as jy 'n vrou het, as jy getroud is. Kan ons asseblief ons lewens saam, dit wat ek my doel hier sien, dat ons saam net kom sê, ons sit ons lewens in die hande van die Here, dan sal ons nie sê, ons is in ons moeder nie. Dan sal ons nie sê, maar dan sal ons sê, ek verbly my in die Here. Ek sê, reis is ontdek en is explore. Kan ek jy aanmoedig om die lewensreis een belangrike ding te gaan ontdek weer. As jy dit al ontdek het, mooi, maar gaan herontdek dit. God se sorg, God se trou, God se teenwoordigheid deur sy Gees. Sodat lank nadat ons vanmiddag uitmekaar gegaan het, ons kan sê, die een aan wie ons alles te dank het, ons gaan die toekoms ook saam met hom. Nie hy saam met my nie, nie ek wil die Here saamvat na my plaas en Here laat hom nêrens vat nie. Die Here is daar. Ons net ons geloofsoë oopmaak om hom raak te sien. Hier vanaf, daar waar ons gaan. Ons is nie in ons en in ons in nie. Ons het 'n Here. Ons het hoop. En mag vanuit hierdie kongres uit die hoop uitgelewe word. Ja, het gaan partykeer weer minder reën en het gaan partykeer weer te veel reën en het gaan partykeer pryse en het gaan partykeer randrol wisselkoers. En dan vat hulle ons jong manne almal Amerika toe want hulle het nou 'n nuwe wette. Here, baie dankie dat ons kan stil raak. En laat ons hierdie kongres se laaste dag, laat ons hier kan afsluit met die wete, ons is nie hooploos in ons in nie. Ons het hoop in U en ons wil dit gaan uitleef. En daarom sê ons saam met Filippense, verbly julle in die Here, want U is daar. Ons kom vra nie wees met ons nie. Want dit sou klink, jy is iewers besig en nou moet jy sommer net vir Graan SA in die landbouafdeling van hierdie wêreld en van hierdie land moet jy ook nou 'n bietjie 'n draai kom maak. Nee, ons erken U is die middelpunt ook van die landbou, van hierdie organisasie. So ons vra nie wees met ons nie, ons erken U is met ons. Ons vra dat U ons oë sal oopmaak om U raak te sien en U leiding elke dag te ervaar en te beleef. Seën die nuwe voorsitter, seën die uitredende voorsitter, seën die komitee, Here, seën elke boerevereniging wat U verteenwoordig is, waarheen hulle teruggaan, hoe hulle dorpe ook al lyk. Ons kan met nuwe oë daarna kyk en ons kan sê, ons sit dit in die hand van die Here.